So ek het vir julle gesê, ons gaan so elke keer met 'n vraagstuk begin, en dan gaan ons eindig met daai selfde vraag en weer terugvoer aan mekaar, om te sê, maar wat het ons vir mekaar gesê? Want die groot doel van om hier te kom sit op 'n Sondag, is om uiteindelik saam te kan leer, en eintlik in gesprek te wees met mekaar. So die vraag vanoggend, wat ek wil hê, jy moet met 'n vriendelike vreemdeling, of 'n vriendelike nie-vreemdeling langs jou bespreek, is, wat beteken dit om te oordeel? Dus bespreek dit gaan met iemand langs jou, wat beteken dit om te oordeel? Nou maar toe, die woord oordeel of krino, soos dit in die Grieks is, kom so 115 keer in die Bybel voor. En terwyl ek besig was met my eie persoonlike Bybelstudie in Romeine, is ek besig om daardeur te lees, Paulus se boek wat hy nou skryf, en ek besef maar daar is hierdie innerlike worsteling, wat ek glo in elkeen van ons is, wat ons beleef rondom hierdie term oordeel. Ek dink ons kan so maklik daardie woorde gebruik en so maklik vir iemand sê, maar moenie oordeel nie. En dan is die groot vraag, maar besef ons wat ons eintlik vir iemand sê as ons sê, maar moenie oordeel nie? Weet ons werklik wat dit is? Weet ons of hoe ons dit gebruik natuurlik reg is? Terselfdertyd reken ons as Christene baie dikwels dat dit ons plig is om vir iemand te moet sê wat reg en verkeerd is. Wat is reg en verkeerd hier teenoor God en voor God? Want iemand moet weet waar hulle met my staan. Ek mag net nie stil bly nie. Is dit dan nie oordeel nie? Hoe weet ek? Wanneer is ek besig om te oordeel? En wanneer is ek besig om riglyne te deel oor hoe 'n Christen moet leef? En dis met daardie vraag in my kop wat ek toe besluit om julle vanoggend saam met my op reis te neem in die Romeine boek. Ons gaan 'n bietjie kyk na Romeine 2 en dan ook Romeine 14, daar uit Paulus se boek wat hy skryf. Daarom is daar vir jou geen verontskuldigings nie, vir jou, mens wat 'n ander veroordeel, wie ook al is. Wie jy ook al is. Deurdat jy oor ander 'n oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself. Want jy wat veroordeel, doen dieselfde dinge. Ons weet dat God regverdig handel, wanneer hy mense wat sulke dinge doen, veroordeel. Maar jy, mens, wat ander veroordeel wat sulke dinge doen, en jy doen dit self, verbeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom? Jy sê jy's 'n Jood, jy verlaat jou op die wet van Moses, jy beroem jou daarop dat God jou God is, jy ken sy wil en jy onderskei die dinge waar dit werklik op aankom, omdat jy deur die wet onderrig word. Jy is daarvan oortuig dat jy 'n gids vir die blindes is, 'n lig vir die wat in die duisternis is, 'n leermeester van die wat onkundig is, 'n onderwyser van die wat niks weet nie, omdat die wet vir jou die samevatting is van kennis en waarheid. Jy dan, wat 'n ander leer jy jouself? Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy nie? Jy wat sê 'n mens mag nie egbreek pleeg nie, pleeg jy nie egbreek nie? Jy wat 'n afskeid het van afgode, beroof jy nie hulle tempels nie? Jy wat jou op die wet beroem, doen jy God nie oneer aan deur sy wet te oortree nie? Inderdaad, soos daar geskrywe staan, as gevolg van julle optrede word die naam van God deur die heidene nasies belaster.
Aanvaar die een wat in geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. Een glo 'n mens mag alles eet, 'n ander is swak in die geloof en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet, nie verag nie. En die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet, nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie. Maar hy sal goed doen, daarvoor sal die Here sorg. Laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie. Neem julle liewer voor om niks te doen wat jou broer aanstoot gee of tot 'n val kan bring nie. Omdat ek die Here Jesus ken, weet ek en is ek daarvan oortuig dat niks van self onrein is nie. Maar as iemand iets as onrein beskou, vir hom is dit dan onrein. As jy met wat jy eet jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur wat jy eet iemand vir wie Christus liefhet laat verlore gaan nie. Moenie dat die goeie wat jy het 'n slegte naam kry nie. Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van die mense. Laat ons dan beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder. So Paulus skryf vir die boek Romeine tydens sy verblyf in die Korinte, so naby die einde van sy 3de sendingreis. En hy skryf hierdie aan 'n invloedryke kerk wat hy nog nie self gaan besoek het daar in Rome nie. Hierdie skrywe van Paulus is deel van sy missie om die boodskap van Christus aan die ongelowiges te kan versprei. En die sentrale tema is die geregtigheid deur geloof in Christus. En dis wat vir hom belangrik is die geregtigheid wat elkeen wat in Christus glo het. Geregtigheid deur Christus. Hierdie sentrale tema van God se geregtigheid is vir beide Jood en nie-Jood beskikbaar. Die Jode wat hulle verskillende reëls toepas en glo, dit is wat hulle moet doen om vir God aanneemlik te wees. En dan die nuwe gelowiges, die Christene, wat leef sonder al hierdie reëls en glo dat dit wat hulle doen vir God aanneemlik is. Paulus probeer hulle almal oortuig dat God vir hulle almal genoeg is en dat hulle in liefde en vrede met mekaar moet saamleef, sonder om hulle voorkeure vir geloofspraktyk as wapen teen mekaar te gebruik. Laat ons dan beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder. So tydens die skrywe van Paulus is daar 'n duidelike belangrikheid wat vir ons na vore kom. Elkeen moet besef dat oordeel slegs vir God toekom. Christene word hoofsaaklik geroep om hulle geloof uit te leef. En binne hierdie leef van my geloof sien ons as Christene dat ons mekaar moet ondersteun, dat ons mekaar moet optel en mekaar help verbeter in ons wese en wie ons is. Ons moet help dat ander gelowiges nie faal nie. Die leef is die een wat die hardste moet praat in jou lewe. Die een wat die duidelikste sigbaar moet wees in jou lewe as Christen. Die leef is waaruit jou lewe as Christen moet bestaan. Dis 'n plek van nederigheid voor God, maar ook 'n plek van nederigheid voor mense. 'n Plek waar oordeel nie eers 'n gedagtegang mag wees nie. Ons lees in Johannes 5 vers 22, self veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het hy geheel en al aan die Seun oorgelaat. Christus alleen oordeel.
En hy gee genade en liefde aan almal wat hy teekom, terwyl die waarheid bly staan. Ons tipe oordeel sluit ongelukkig nie God se geregtigheid in nie. Ons is geneig om soos die voorbeeld van Paulus te maak, die voorbeeld wat hy gee vir die Jode daar in Romeine 2 vers 17 tot 22. Hulle wat besig is om die wette vir almal te verkondig en kwansys daaronder lewe en hulle hele lewe probeer inrig volgens dit, dan is hulle ook dieselfdes wat loop en vingerwys na almal en openlik van almal verskil en vir almal sê wat hulle verkeerd doen. Maar in die geheim is hulle self skuldig aan die oortreding van daardie selfde wette. Ons oordeel lyk baie dikwels dieselfde. Dikwels is ons met ons min kennis van die groter prentjie baie hard op almal om ons. Ons kan daardie idee van reg en kwaad, reg en verkeerd, is vir ons so gebroke. En dan raak ons so bemoei om ander mense se verkeerd raak te sien. En ons hou onsself besig om te kyk om ons wat ander verkeerd doen, met ons min kennis van wat die groter prentjie behels, want net God het daai kennis. 'n Voorbeeld daarvan is, kan ons nie so maklik rondloop en sê, maar daardie man of vrou ken dan vir God. Hoe durf hulle vrou verneek met die jong sekretaresse by die werk? En dan is dit daardie selfde persoon wat daai uitspraak maak, wat vannag sit op die bank, op WhatsApp, en 'n geheimsinnige boodskap voer met 'n ander vrou, terwyl hy so warm gevoel hier in die maag kry, elke keer as hy die boodskap ontvang van die ander persoon. Of dis daar dieselfde persoon wat vanaand sit en haarself verlustig of homself verlustig in sagte pornografie, want dit hou die vuur kwansys van my huwelik aan die gang. Of ten minste is ek net nie besig om my man of vrou te verneek nie. Hierdie is onskuldig. Ons eerste intensie is altyd om te sien of ander reg of verkeerd is. En in daardie oomblik wat ons eerste intensie is om te sien of iemand anders reg of verkeerd is, mis ons die oomblikke wat die Here vir ons gee om na ons eie gedrag te kyk. Om te sien hoe ons eie gedrag in oomblikke geen liefde betoon nie, verarm is aan liefde. Hoe ons eie gedrag so verkeerd is volgens God se standaarde. Die gedagte wat Paulus hier probeer tuisbring, is ondersoek jou eie hart en besef dat jy ook God se genade benodig. Baie van wat ek en jy doen, kom vanuit 'n plek van selfsug en selfbehoud. Dit gaan direk in teen God se wil. Alles wat ons doen, behoort eintlik te wees as gevolg van God se behoud, as gevolg van sy koninkryk. Ons is net soos die Jode skuldig in hierdie aanklag wat Paulus gee in Romeine 2 vers 24, as gevolg van julle optrede word die naam van God deur die heidene nasies belaster. Elke keer wanneer ons optree, val ons as Christene in ons leef. Dan loop mense rond en hulle vertel hulle glad nie 'n Christen wil wees nie. Hoekom moet ek Christen wees? Daardie mense staan almal agter die deur en wys vingers na die res van ons toe. En ek is seker julle het dit al gehoor as mense dit sê. Ja, dan begin die groot worsteling binne elkeen van ons. Nou wanneer mag ek as Christen dan nou deel wat reg en verkeerd is? In 'n leerling-leermeester verhouding. In 'n leerling-leermeester verhouding bestaan daar 'n intieme band tussen twee mense. Ons het al vroeër geleer verlede jaar dat 'n leerling ook bekend is as 'n disipel of 'n persoon wat in 'n ander persoon se voetspore volg.
So wanneer ek praat vanoggend van die leermeester, dan praat ek nie van die amp waarin ek staan nie. Of enige ander persoon wat in so 'n amp staan nie. Wanneer ek vanoggend praat van die leermeester, dan praat ek van die vertrouensverhouding wat tussen twee mense ontstaan, waar die een die ander toelaat om die waarheid met hom of haar te deel. 'n Leermeester is nie net 'n klaskamermodel, soos ons soms dink aan 'n leermeester of onderwyser nie. 'n Leermeester, soos wat die Bybel daarna uitsien, is 'n leefstyl gesentreerde manier van leiding neem. So dis 'n leefstyl wat getuig van leiding neem. Wanneer jy dan deel vanuit 'n leermeesterposisie, kom die grenslyne van aanneemlikheid vir God of nie met sagkens en liefde oor. So die idee van reg en verkeerd kom met sagkens en liefde oor. En dan staan jy ook in 'n verantwoordbare posisie teenoor die persoon wat instem om hierdie pad saam met jou te stap, om sodoende die beste uit daardie leerling te kan uitbring, om sodoende daardie leerling te help om die reg en verkeerd vir God te doen wat aanneemlik is. 'n Toegepaste werklikheid. Dat dit 'n toegepaste werklikheid in daardie persoon se lewe word. Maar 'n leermeester word ook verantwoordbaar gehou deur die leerling van sy of haar gedrag. Vir Paulus is leef en leermeester onafskeidbaar van mekaar. Om 'n leermeester te wees, volgens Bybelse standaard, moet jou primêre fokus op spirituele volwassenheid van die leerling geplaas word, eerder as slegs kennis oordra. So wanneer ek in 'n vertrouensverhouding staan en ek is die leermeester van iemand, dan is my primêre fokus om daardie persoon te help om geestelike volwassenheid te bereik. Dis nie net om te oor te dra wat's reg en verkeerd nie. Kennis nie. Daarom is dit so belangrik dat die leermeester uiteindelik ook die leef reg kry. Maar wees gewaarsku. Ons staan minderheid van ons lewens in die posisie as leermeester. Ek wil jou ook uitdaag om as leerling jouself aan iemand toe te vertrou. As leerling kan jy binne 'n veilige verhouding leer sonder dat oordeel jou verder wegdryf van die Here af. Ons is nie veel anders as die Bybelkarakters nie. Net soos hulle sit ons met ons eie geloofspraktyke wat ons deur die jare beoefen het. En daardie geloofspraktyke verhoed ons soms om vrede te kan bewerkstellig tussen mekaar. Daardie geloofspraktyke dwing ons ook soms tot oordeel van mekaar. Ja, maar het jy gesien, daardie een kom nie elke Sondag kerk toe nie. Hulle ken nie die Here nie, hulle is besig om die Here te leer te stel. Net soos die Bybelse mense, gebruik ons ook soms ons geloofspraktyke om ander te oordeel. En vanoggend word ons geroep om te leef. Meerderheid van ons lewens moet ons net leef. Leef wat ons glo, aanneemlik wees vir God in dit wat ons doen. Leef deur tyd te maak saam met die Here en vir die Here. Leef deur liefde te betoon aan ander. Leef. Die ander meerderheid van die tyd is jy 'n leerling. Op reis saam met 'n lewende Here en dan moet ons volg. Volg deur te luister, volg deur te leer. Volg deur vanuit liefdevolle, deernisvolle leermeesters gelei te word. Moenie jouself in 'n verhouding plaas as jou leermeester nie liefdevol en deernisvol is soos die groot leermeester Jesus nie. Volg deur ons eie groot leermeester se leiding te aanvaar en gehoorsaam te wees daartoe. Minderheid van die tye is ons 'n leermeester.
onder leiding van die groot leermeester. En dan moet ons deur ons leef en ons leiding iemand nader aan God lei en iemand help om op so 'n manier te verstaan wat vir die Here aanneemlik is. Wat die Here van hulle wil hê. Minderheid van die tye is ons leermeester. Onder leiding van die groot leermeester. Ons lees in Johannes 8 vers 15 tot 16, Jesus se eie woorde, dan sê hy die volgende: Julle oordeel oor iemand volgens sy uiterlike. Ek oordeel oor niemand nie. En as ek oor iemand oordeel, is my oordeel reg, omdat dit nie ek alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. Ek wil so baie Jesus se woorde aanlas. Wanneer hy oordeel, sien hy die groter prentjie, wat vir my en vir jou onbekend is. Daarom, wanneer mag ek sê as iets reg of verkeerd is? As ek in 'n leermeester vertrouensband staan, saam met iemand wat my toelaat om hulle te lei met genade en liefde aan iemand vir wie ek verantwoording doen vir my eie leef. Meerderheid van die tyd gaan leef jou waarheid. Let op na jou gedrag en wees soos Christus, liefdevol en genadig aan ander. Ek wil vir jou vra, vroeër het jy met iemand gedeel, wat dink jy is oordeel? Ek wil vir jou vra om vir daai selfe persoon te sê, wat hoor jy oor oordeel nou? Kom ons deel net gou met mekaar. Ek gaan julle nie keer nie, as daar nog is wat julle wil gesels asseblief. Ek gaan vra dat ons so lank begin met die offergawes opneem, maar as daar nog iets is wat jy wil verder gesels, doen dit asseblief met liefde.
Dankie Here vir die offergawes. Dankie Here dat U genade elke dag nuut is. Help ons om te waardeer wat ons het. Al voel ons baie keer dis min, maar uit U genade uit is dit oorvloed. Ons loof en prys U daarvoor. En ek bid dat hierdie geld aangewend word waar U dit nodig vind. Loof en prys U daarvoor. Amen. Amen. Kom ons staan net saam, ons gaan afsluit die slotlied, die oase lied vir die wat nie weet nie. Die visie van die gemeente is oase van Jesus liefde. Die lied is baie jare terug geskryf as gevolg van daardie visie. So wanneer jy hom vanoggend sing, onthou dat hierdie ons leeflied is. En mag dit jou herinner om dit te gaan leef daar buite. Kom ons staan saam. Mag jy hierna ook bietjie daai liefde gaan uitleef by die oase, die koffie-oase. Mag die Here saam met jou die pad stap, mag hy hom vir jou vooruitstap en mag hy jou herinner om elke dag te leef soos hy sou. Mag jy saam met die Here in genade, liefde en vrede leef onder die groot leermeester. Amen.